Ons tema vanoggend, hy gebruik die eenvoudiges. Ons lees uit 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 31. In die sogenaamde goeie ou dae het ons 'n boshuisie besit in Marlot Park. Met groot ywer het ek 'n grasperk aangeplant en hy was welig groen. Maar toe kom daar een jaar 'n droogte. En te midde van die korskaarste ontdek die vlakvarke hierdie stukkie oase in die Vaalbos. Dit was die einde van my mooi grasperk. En al wat oorgebly het, was die kaal grond. Die volgende lente plant ek met groot ywer weer 'n grasperk. Maar die slag gebruik ek wilde gras wat ek oral in die veld uithaal. Dit was 'n baie slim idee, althans so het ek gedink. Die varke het gedink dat ek dit spesiaal daar geplant het vir hulle. En 'n paar weke later was daar nie eers 'n teken dat daar ooit gras geplant was nie. Toe koop ek grassaad, die beste, tuiste en duurste op die mark. Sorgvuldig berei ek die grond voor, gee kompos, strooi kunsmis. Ek bedek die gras met doringtakke, sodat geen vlakvark ooit daar naby kan kom nie. Boonop installeer ek 'n besproeiingsstelsel om die grasies 'n goeie kans in die lewe te gee. Die varke het die sproeier se pypies uitgegrawe om by die water te kom. Die takke van die groenigheid afgegaffel en my grasperk wortel en tak uitgegrawe, sodat daar net 'n omgeploegde land oorgebly het. Al my slim planne het net mooi niks opgelewer nie. In skrille teenstelling hiermee het ek met verwondering toegekyk hoe dat 'n dorre veld waar slegs klippe en rooi grond na 'n droogte die landskap oorheers, na slegs 'n enkele goeie bui reën, feitelik oornag omtower word in 'n grasgroen tapuit, sonder kunsmis, sonder beskerming, sonder versorging. Waar het ek dan verkeerd gegaan? Paulus gesels oor 'n heel ander soort grasperk, maar tog is daar merkwaardige ooreenkomste. Die wêreld probeer om godsdienst te bedryf volgens hulle eie maatstawwe. Die slimste mense moontlik word ingespan om met hulle oorvloed wysheid dinge uit te werk, te beplan en te bedink. Invloedryke mense met hoope geld in hulle sakke word aangestel om dinge te bedryf. Op die oog af lyk dit dikwels of hulle baie vermag en dat hulle planne voor die wind verloop. Maar die eerste droogte of plaag wat hulle tref, verongeluk al hulle slim planne en dit stort in duie. God werk anders, totaal anders. Hy gebruik dikwels die doodgewone mense om as sy werkers en gesante op te tree. Eenvoudige vissermanne en plaasboere word bemagtig en die resultate is verstommend. Die Bybel vertel vir ons van talle sulke gevalle. Nie alleen was daar 'n Petrus, 'n eenvoudige visserman, en 'n Amos, 'n plaasboer, wat wondere verrig het as werkers van die Here nie, maar daar was selfs totaal ongeleerde mense, soos die Samaritaanse vrou met die slegte reputasie wat Jesus by die put ontmoet het. Sy het 'n groot aantal mense na Jesus gelei. En wat van die malkerel met die wat kaal in die begrafplaas rondgedwaal het?
Nadat Jesus die duiwels uit hom gedryf het, het hy die woord verkondig in die Decapolis en 'n reuse taak verrig. Uit 'n wêreldse oogpunt is hierdie dinge gans onmoontlik. Pure gekheid. Wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam, skryf Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 27. Nou, wat is die geheim dan? Die groot geheim is dat God betrokke is. Sonder hom is die mens se beste pogings 'n totale flop. Met hom is enige iets moontlik en dit bring ons by die betekenis van hierdie gedagte vir jou en my vandag. Hy werk nog steeds op presies dieselfde wyse. Hy gebruik steeds doodgewone mense om die evangelie uit te dra. Die NG Kerk het 'n ruk gelede begin om doodgewone lidmate aanlyn op te lei as predikers. Dit maak my baie opgewonde. Om die woord te verkondig is nie die voorreg van slegs 'n paar hoogs geleerde mense nie. Dis elke gelowige se plig. En ons as gelowiges moet bereid wees om opgelei te word om dit effektief te kan doen. Daar's 'n magdom van leermateriaal beskikbaar wat die oningeligte gelowige die vaardigheid gee om dit te kan doen. Daar's egter een baie groot voorwaarde. God moet die uitgangspunt en die middelpunt wees van jou bediening. Alles moet rondom hom alleen sentreer en jou krag hiervoor kan jy alleen van hom put. O ja, die Heilige Gees rus jou toe met soveel krag as wat jy kan hanteer, solank jy hom toelaat om dit te doen. Dit is ook van uiterste belang dat jy jou laat lei deur hom. Ons moet ook onthou dat ek en jy slegs 'n werktuig in sy bekwame hande is en dat ons daarom aan die einde van die dag al die eer slegs aan hom mag gee. Dis immers nie my eie slimmigheid nie, maar God wat die werk deur my doen. In 1 Korintiërs 1 vers 31 skryf Paulus: Die wat wil roem, moet in die Here roem. Amen. Kom ons bid. Here, ek is dankbaar en ek is beskikbaar. U kan my gebruik waar u wil. Dankie dat ek 'n instrument in u hand mag wees. Al die eer bring ek aan u. Amen.